Welkom by episode 2 van die Wonder bo Wonder podcast. Hierdie is 'n spasie waar ons moeilike vrae vra. En in episode 1 het ek en Morney gepraat oor die hart van Merk en Invloed Kerk as ons gemeente en Merk is ons tieners wat bymekaar kom. En hierdie episode praat ons spesifiek oor die baie moeilike vraag wat ek dink baie tieners vra en baie groot mense weet ek vra die vraag. Is bestaan God? Stel hy belang in my? Is hy lief vir my? Is dit die God van die Bybel? Ons praat baie goed daaroor. Ek hoop julle sien uit en ek sien julle aan die einde. Oké, baie welkom. Dankie. Baie welkom. Lekker, so ek gaan my malo vat. So eerstens, gou vinnig, ons gaan diep gesprekke oopmaak. Groot gesprekke. Voor ons daar kom, as jy in 3 sinne moet sê wie jy is. 3 sinne is te min. Jy kan self kies. Wie is jy? Ons wil weet. Sjoe, hallo, dankie julle. Lekker om hier te wees. Ja, ek's Okkert of Okkie. Ek is eerstens, ons begin daar, 'n kind van die Here. Come on. Nommer 2, ek is 'n man vir 'n vrou en 'n pa vir 2 dogtertjies. En Jy vir ouerskap, moenie ouers word nie, julle is te jonk. Ja, Jy vir ouerskap. waardevolle punt. Julle het nog Ja. baie tyd vir later. En derdens is dit, ek is iemand wat hou van diep dink. Dis goed. Speel jy golf? Natuurlijk. Is ek 'n Dis man? hoekom, dis hoe jy weet iemand dink diep, né? Andre weet verseker. Ja, dis wanneer ons diep dink. Ja. Lekker. So, ek gaan die eerste topic gaan ek ingooi en is los. En jy kan vir my so eenvoudig of so diep as wat jy wil, kan jy vir my sê. Maar bestaan God? Sjoe, diep ene. Diepe. Ja, so is 'n goeie vraag. Wag, kom ek staan gou 'n bietjie terug. Ek dink dit is 'n goeie vraag eerstens, omdat julle en ons word permanent daarmee gechallenge in die wêreld, soos wat julle natuurlik weet. En mense het pelle wat nie noodwendig glo nie. En of iemand dit al vir jou direk gevra het, is dit iets wat jy jouself ook gaan oorwonder. So ek dink dis iets wat ek nooit oorgewonder het nie, want ek het as 'n Christen groot geword. Natuurlik, en as jy in 'n Christenhuis groot geword het, wat ek neem aan julle doen wat hier sit, is dit jy word geleer, daar's 'n God van die Bybel, Jesus, Heilige Gees, drie-enige God, etc. Maar hoe meer jy in die wêreld is, hoe meer begin mense goeders te sien op TV en jy begin teorieë te hoor en begin gechallenged te word met wetenskap, science en dan kom hierdie vraag en kom ek beantwoord dit so. Eerstens, ek dink mens moet, voordat ons na die Bybel kyk, begin ons nie net die vraag te vra vanaf wat sê die Bybel nie. Hoekom nie? Want almal daar buite glo nie in die Bybel nie. Het julle daar agter gekom? So ons moet dit van 'n wetenskaplike en van 'n objektiewe of in Engels is die woord filosofiese manier kan verduidelik die konsep. So ja, ek dink die bewyse daar buite van 'n filosofiese en van 'n wetenskaplike kant af is, ja, daar is 'n God. Eerstens, hoekom sal ek so sê? Ek dink dit begin en die duidelikste antwoord is, wetenskap het nou al bewys, dat iewers het hierdie aarde of hierdie universe, heelal, het 'n beginpunt gehad. So iets het veroorsaak, dat vandag is alles wat ons sien, en op 'n stadium was daar niks. Ja. So wetenskap het al bewys dat op 'n stadium was daar niks en vandag kan ons guarantee dat daar iets is. Behalwe as al hierdie net ons imagination is en ons bestaan nie, maar ons kan nie op daai basis lewe vandag nie, want ons kan dit sien. So wetenskap het al bewys dat daar 'n beginpunt is. Hoekom sê ek so? Die goeie wetenskaplike Stephen Hawking het al admit that all scientists
can 100% agree that the universe had a starting position. Nou julle het al seker gehoor wat scientists sê daai beginpunt is. Het julle daai term gehoor al? Hulle noem dit Big Bang. Big Bang. Big Bang. Ek het 'n vraag en ek reverse nou en dit voel counterproductive. Dis reg. So jy is baie slimmer as ek. Slim is 'n relatiewe term. Slim is het julle gehoor wat hy sê? Slim is 'n relatiewe term. Okay. Maar wat ek wil weet is hierdie is nie wat jy doen vir 'n lewe nie, nê? Nee. So wat doen jy vir 'n lewe? Okay, ja, so ek is nie verdedig die faith persoon vir 'n lewe nie. Ek is 'n wetenskaplike in persoon. My official titel is soil scientist, horticulturist, grondkundige hortoloog. So ek het wetenskap geswat op Stellenbosch, my nagraads gedoen in chemie en toe begin werk en ek werk in die landboubedryf as 'n spesialis in bome en gewasse. So hoe om met natuur saam te werk om beste produksie te kry, praktyke. So dit is my day-to-day werk. My hobby in daai opsig of eintlik my voltydse werk is Bybel lees en hierdie tipe goeders opswat as 'n hobby. So dis nie soos ek aan die begin gesê het ek's iemand wat dis maar seker kom ons sê die wetenskaplike benadering van. So obviously jy's 'n wetenskaplike. Ja. Tweede vraag is, het die wetenskap en die studie en die heeltyd soek en die heeltyd grou en die heeltyd navorsing doen, het dit jou ingetrek in wat die Here en die skepping en daai storie wat ons, jy weet, in die Bybel van lees, het dit jou ingetrek of het wetenskap obviously, jy weet, op grond van wat jy sê, het dit jou ingetrek, maar hoe het daai gelyk? Verstaan, want obviously doen jy 'n klomp navorsing, jy lees verskriklik baie. Buiten dit wat jy doen vir jou werk, soos leer jy mense en gesels met mense en hê conversations oor, jy weet, die waarheid van wat sê die Bybel oor 'n klomp goed en wat, jy weet, moeilike vrae is vir mense om te antwoord. Hoe het jou studie in wetenskap jou nader getrek in die soek die waarheid? Presies. Okay, dis 'n goeie vraag. So eerstens, ek het nie gekom van 'n wetenskaplike kant af in Christendom in toevallig nie. Ek was in 'n Christenhuis groot geword en het uit 'n liefde van wetenskap uit probeer gaan, maar alles wat ek hoor, sê die goed wat ek in Christendom en in die Bybel is nie waar nie, of dis net deur iemand geskryf, en ek het my wetenskaplike passie gebruik om te gaan navorsing doen, en verder op te swat, en ek het toe eintlik uit dit uitgeleer dat wetenskap en my geloof is nie teenstrydig nie. Inteendeel, wetenskap het vir my eintlik meer faith gegee in wat ek glo, het meer bevestig dat die Bybel net sommer as 'n interessante punt, as jy gaan eintlik begin diep duik in die wetenskap in, dan sien jy hoe daar goeters is wat 2000 jaar terug, toe wetenskap as 'n professie nie bestaan het nie, so akkuraat beskryf is in die Bybel, dat daar's nie die ou toe uit 'n ensiklopedie uit gaan leer hoe hierdie werk, en dan wêreldspektrum. Ja, en toe het hy gegaan, ek gaan goed dit oplees en dan gaan ek hierdie ding mooi beskryf. Daar's konsepte wat in die Bybel beskryf is wat duisende jare later in die wetenskap eers gediscover is of uitgefigure is. Ja. En dan gaan vind jy 'n Bybelvers wat dit presies verduidelik. 'n Goeie voorbeeld is in Psalms, net sommer as interessantheid. In Psalms skryf Dawid daar dat you stretched the heavens. As 'n voorbeeld. Science het nou intussen bewys dat dit lyk of die sterre verder weg en die universe gestretch is in posisie. Dis hoe hulle by die Big Bang net so by the way uitgekom het, want hulle gaan, die sterre is verder weg, op 'n stadium het dit explode en dit is gestretch en so origin. Daar's 'n beginpunt en wetenskap het 1800 jaar later gegaan. Weet julle wat? Dit lyk of die sterre uitgestretch is na buite toe. Ja. Het julle al ooit daaraan gedink dat wetenskap bewys dit wat ons glo? Het julle al ooit daaraan gedink? Of dat dit kan? Verstaan, en ek dink dis baie, ek onthou, ek was 15, 16, 15-ish, waar ek 'n baie intentionele besluit gemaak het oor my verhouding met die Here, en obviously, jy weet, quote ons dan Hebreërs 11,
wat sê geloof is 'n vaste vertroue en 'n bewys op dinge wat ons nie sien nie. En so geloof was nog altyd vir my so special, want dit is 'n geskenk. En die Here gee dit vir ons, en dis baie later eers in my verhouding met die Here waar moeilike vrae begin opkom het, waar ek in gesprek sit met mense waar hulle sit met moeilike vrae oor wie die Here is, wat sy hart vir ons is hy lief vir ons, bestaan God en is God die God van die Bybel, dit wat ons lees, en hoe weet ons dit? En dit was vir my die moeilikste ding om te sit in daai gesprekke en te dink, okay, ja, ek glo dit met my hele hart. Daar's nie twyfel nie, ek het sekerheid, maar waar ek toe gaan, ek wil amper sê waar my geloof nie weggeraak het nie, maar waar ek gevoel het, maar ek moet 'n antwoord hê vir hierdie mense, waar ek net in my eie tyd bietjie gaan lees en soek, en jy weet, almal het begin op Ravi Zachariah video's, jy weet, way back. Toevallig het ek nog nooit sy goeters gekyk nie. Rarig. Eerlik te wees. Dis soos die een apologist wat sy goeters ek nog nie gekyk het nie. Dis is my introduction vir hierdie moeilike vrae. Ja. En waar soos wat ek sê, sodat my geloof noodwendig nie weggeraak het oor die moeilike vrae nie, maar hoe ek in die soeke na moeilike antwoorde, waar die Here jou so bou in daai, jy kry confirmation en jy kom eintlik agter, jy kom sterker uit dit uit op een van die dag. Maar op daai punt, die Bybel is ook duidelik dat ons faith is nie 'n blind faith nie. Dis nie hier's 'n cool boek en ons glo daaraan nie. Die Bybel sê juis jy moet 'n reason kan gee vir hoekom jy glo. Jy moet kan, as iemand vir jou vra, why do you have this faith, moet jy kan die reason gee vir hoekom jy hierdie faith het. Wat beteken dit moet so in jou ingrained is, en is 'n goeie punt, dat een keer vir my op universiteit toevallig 'n ou na my toe gestap wat mission werk op campuses doen. En die ou stap na my toe en vra, hoorie, yes, sorry, can you speak to me for 2 minutes? En hy vra toe, are you religious, blah, blah, blah. Ek sê, yeah, I'm a Christian. Hy sê, yes, can you tell me, as a Christian, what do you believe? En ek toevallig, omdat ek hou van 'n bewys, kon vir die ou sê presies hoekom ek glo. En sy woord was soos van, do you know how little Christians on this campus can actually give the reason of what they believe? En daai konsep, en dis wat my soeke gejaag het, is om, ek glo in hierdie, maar ek wil kom ons sê die tools in die toolbox sê, om dit te kan verdedig. Dat ek nie net hierdie willy-nilly eendag opgestaan het en gaan het, cool, Jesus klink cool, kom ek volg hierdie ou nie. Daar is concrete evidence, daar's concrete redes, die Bybel is legit, ons kan glo in wat dit sê, en dit is die fondasie van my lewe in daai opsig, so ek stem saam met jou. Dis massive, ek dink, ons kan maklik in die kerk, gemaklik raak in die posisie waar ons sê, want die Bybel sê so. Maar daar's iets in my wat opstaan nou. As iemand vir my sê, ek glo iets wat die Bybel sê so, dan sê ek soos, ek hoor jou, maar soos, gee my meer. So op daai noot, kom ons gaan dan weer, as ons nie die Bybel gebruik nie, as ons wetenskap en die groot prentjie filosofiese konsepte gebruik vir die bewys van God. Nommer 1 is, die wêreld het uit niks daar was niks nie, en nou is alles daar. Almal wat op aarde was, kan dit agree. So iets moes dit veroorsaak het. Okay, dis punt nommer 1. Punt nommer 2 is, as jy die wetenskap kyk, is, die wêreld is baie, die Engels gebruik, hulle noem dit die fine-tuning argument. Alles op aarde is so perfek in balans, dat as daar een uit 100 goeters uit nie presies is soos wat die wêreld is nie, as die wêreld 500 meter verder van die son af is, of 500 meter nader aan die son is, het ons nie bestaan nie. As die maan klein bietjie nader was of 'n klein bietjie verder was, het ons nie bestaan nie. Net hoekom? Want ons klaar aan 'n planets daar buite, ons klaar aan 'n planete, jammer vir die Engels so tussendeur. Planete daar buite wat op ander afstand is en daar's nie lewe op nie. Het julle dit al agtergekom? So die aarde is hierdie een bol wat alles presies opreg is vir ons om te kan lewe. Byvoorbeeld as die maan 'n bietjie verder weg was gravitasie te swak en ons sou almal afgeval het van die aarde af. Ek het een keer toe hoor ek 'n gesprek tussen 2 ouens en is 2 slim ouens, die een is 'n ateïs en die ander een is ander ou glo heavy nogals in evolution en die Big Bang en jy weet al hierdie goed. En die Christen vra toe vir die ateïs, ek kan jy maar wat is die kanse dat ons
bestaan uit niks uit nie. En hy gee hom toe soos 'n nommer. Nou ek kan nie die nommer onthou nie, maar ek kan nie onthou hoeveel biljoen to 1 ratio vir die kans vir ons om te bestaan. Massive. Verstaan? So op 'n skaal van 1 tot 10, nê, wat is die kanse dat ons uit niks uit bestaan nie? Nê? Is soos 0.000000000000001. Ja. En die gesprek gaan toe aan en die Christen sê toe op 'n stadium vir hom, okay, die kans wat ons uit niks uit bestaan nie, nê, is dieselfde kans as 'n tornado wat deur 'n scrapyard beweeg en 'n perfekte Boeing 747 vorm. Verstaan? So dit is die odds van of ons soos, en dit was vir my so profound om daaraan te dink dat hoe in detail die Here ons gemaak het. Nou, die gap altyd met hierdie groot intellektuele gesprekke, ons wat, jy weet, probeer sin maak van 'n klomp goed wat ons nie verstaan nie. Daar's altyd 'n dieper, die gedetail georiënteerde God, wat regtig intiem belangstel in ons. So nou wil ek by jou hoor, agter die, ek sê nou fasaad, maar dis 'n verkeerde woord, agter die filosofiese intellectualization van, jy weet, hoe ons praat, wat is jou ontmoeting met die Here oomblik, storie? Ja. Die dieper waar, jy weet, die kennis, jy weet, deur hart toe is, of uit die hart uit kennis gaan soek het, daai tipe. So, as jy vra vir my wanneer ek tot bekering gekom het, in daai opsig, kom ons vra dit so, ja. Ja, is 22 Maart 2003. So ek was graad 4 gewees. Ek was 10. Ja, ek was, graad 4. Was jy ook 10? Kan wees. Is ons ewe oud? Ek weet nie, ek's 93. Ek's 92. Ek's 93. Oh, Okay. So close. 92. Oh. Ek's ouer as jy, Wela Capella. Anyway. En Het julle nou uitgefreek oor hoe oud ons is? Ek sien julle gesigte. Is ons oud, julle? Wow. Net 'n bietjie, Net 'n bietjie. Dis okay. Nee, so ja, en dit was weer eens het in 'n huis groot geword wat ek die gospel hoor en ek onthou dit was op 'n kamp en het vir die eerste keer verstaan toe wat werklik Jesus en die kruis en daai konsep beteken en ek sal dit nie vergeet nie, het al voor dit my hart vir die Here gegee, maar daai dag het die gospel sin gemaak in my hart. Het ek regtig verstaan, dis waaroor hierdie gaan. Daar's 'n geskenk, ja. Daar's 'n geskenk, okay, en daai dag verstaan as ek my hart vir die Here gee wat dit beteken. So, daai was die, kom ons sê, oomblik wat ek weet, as jou ouers vir jou sal sê, of dat jy weet, dat jy gered is, tipe daai conversation. So daai is daai oomblik. Ek dink dit was ook seker meer toe ek wil sê 15, 16, 17 was, waar ek meer die intellectual kant van dit gesien het. En ek dink ons het nou vinnig voor die tyd het ons vinnig daaroor gepraat, maar ek wil net hê jy moet dit weer verduidelik, obviously, want dis so cool storie. So dit om ek dink want daar is 'n switch en biblically in die Nuwe Testament praat Paulus daarvan, maar ook moet ek dink, die konsep van om 'n baba na 'n tiener na 'n father in faith te word. Ja. En hulle praat daarvan, en ek verskoon my nou, kan nie vers nou onthou nie, maar hy sê van, you babes who know who your father is, soos 'n babietjie, weet dat hulle gered is, weet wie hulle pappa en hulle mamma is, kan hulle gesig recognize, is happies and smiles, en ervaar net daai basic pappa-mamma liefde. Dan praat hy van you teens or you young men that understand and overcome sin and combat kan die duiwel teenstryd. En daar's 'n plek in die Joodse kultuur was dit 13, 14. Presies. So daar kom 'n stadium in jou faith waar jy begin groei in jou faith en waar jy begin gaan, ek verstaan nou genoeg dat nou begin ek ek wil jou oortuig, ek wil bietjie verder wees, ek wil, en dis 'n biblical concept van spiritual growth, en dan kom al 'n deel waar you fathers that know
who the Father is. Dan kom jy op 'n punt waar jy klaar hierdie, nou is ek hierdie crusader vir Christus. Nou begin jy te verstaan die groot prentjie en die goeters kom by mekaar. En daai tweede punt vir my toe ek 15, 16 was, waar ek begin het eers, nou begin ek navorsing te doen, ek begin goeters te kyk, ek begin seminare te lees ensovoorts en waarvan hy nou praat is toe ek in hoërskool kom graad 11 en matriek, want ek het natuurlik wetenskap op skool gehad en daarvan gehou, maar nou met mense al hierdie evolusie goeters skryf in jou toetse, want jy wil deurkom en goeie punte kry. En ek het op daai stadium baie navorsing gedoen, maar ek het my so goed gaan leer ken en al die bewyse teen evolution, dat ek op die einde van die dag in my eksamens altyd geskryf het ek altyd begin, well, die evolution theory states this, of die handboek sê dit, en dan het ek dit geskryf, maar soos ek bedoel, soos net dat ek die punte daarvoor kry, en dan het ek altyd 'n tweede paragraaf geskryf van hoekom dit al verkeerd bewys is, of hoekom ek dit nie glo nie, want dit was vir my soos om te gaan, ek gaan nie net ja en amen sê tot hierdie nie, ek gaan vir hierdie juffrou oortuig, en my biologie juffrou, wat toe al soos vir 20 jaar 'n biologie onderwyser is, het toe na een van my eksamens, die eerste keer toe ek dit gedoen het, vir my vorentoe klas toe geroep en gesê, wil jy nie gou 'n bietjie tyd vat en net 'n bietjie vir almal in die klas verduidelik dit wat jy als in jou toets geskryf het vir my nie. En ek het dit tot op universiteit ook gedeeltelik gedoen in sekere plekke. Universiteit is 'n bietjie moeiliker, jou tyd is 'n bietjie minder. Maar selfs daai het ek na die eerste lecture in 'n evolutionary biology klas in eerste jaar het ek die lektor na die tyd kant toe getrek en gesê, kan jy vir my die paper stuur waar hierdie actually, die konsep wat jy nou net oorgedra het, waar dit eintlik bewys is. En sê, nee, hulle het nog nie dit soos in 'n lab gedoen nie, want dis nie moontlik nie, maar die teorie is al bewys met daai, en ek sê van, nee, maar stuur vir my, ons is wetenskaplikes. Okay, net so in daai net waar, en dis waar die fight, ek gaan vir ure julle besig hou as ons tyd het. Maar die konsep van wetenskap is, jy het die hipotese, van julle doen seker wetenskap op skool, en julle het seker die hipotese, die wetenskaplike proses. Jy het die hipotese, jy stel 'n toets in plek, jy meet die data, en dan laat die data vir jou sê. Nou, in wetenskap, ongelukkig, is dit die wetenskaplike wat die interpretasie van die data doen. Ongelukkig. In daar buite, is daar baie wetenskaplikes, wat 'n ander interpretasie op die data sit, as wat die data eintlik bewys. Nou, daai was 'n goeie voorbeeld, waar sy gesê het, selletjies hierdie en hierdie kan doen, en ek sê, maar wys vir my die data wat dit bewys. Dus nee, daai was nog nie, maar die teorie is al klaar gebewys, so ons hoef nie daai eksperimente kan bewys. Dit sê ek, maar dan sê ons nie 'n wetenskaplike nie. Jy kan nie sê, jy het nie die data om dit te bewys nie, maar jy sê dis waar. Dan is jy 'n filosoof, wat konsepte uit. Alles is los in die lig. Alles is los en ek kan my konsep en interpretasie. So van die wetenskaplike kant af kan ek vir julle nou al sê, en ek het weer eens 3 jaar se evolutionary biology gehad op universiteitsvlak, het ek na elke datastel gesit en kyk as ek soos van, ja, ek kan hierdie op die teenoorgestelde manier interpreteer. Ek kan na dieselfde data kyk wat julle sê, julle staan aan hierdie kant van die vertrek en kyk met hierdie perspektief na dieselfde data en sê dis die verduideliking en jy gee jou interpretasie. Ek kyk na dieselfde data en sê ek kan dit van die Bybelse kant af presies so verduidelik op 'n teenoorgestelde manier. En dis die verskil wat wetenskaplikes maak op data. En dis dieselfde met 'n Bybelvers. Jy kan 'n preek luister oor dieselfde Bybelvers van een ou en hy interpreteer dit so en neem die ding uit konteks uit en dan kan jy na iemand anders te luister wat die Bybelvers op 'n hele ander manier gebruik in 'n preek en 'n ander manier gebruik om dit te spin. Right? Het jy al dit gehoor? Dink jy, ek het nie geweet daai Bybelvers beteken dit nie. Probably doen nie, maar daai persoon het dit so geïnterpreteer. Dit gebeur ongelukkig in wetenskap ook. So ons gaan later terugkom by wetenskap, want ek wil definitief die gesprek oopmaak rondom evolusie. Obviously, ek dink julle deel daarmee by die skool, né? Julle het al evolution gesprekke gehad in 'n klas of met vriende of jy weet, whatever. So obviously wil ek daaraan raak en daaroor chat. Maar die tweede ding, so die eerste vraag wat ek vir jou gevra het, jy weet, kind of net daar ingeval is bestaan God. En so ons kan met ek wil nie sê relatiewe seker, met overwhelming assurance kan ons sê dat alles kom van iets af. Daar's 'n conscious mind agter alles wat bestaan en so ons sê dit met sekerheid. Ons gaan nou vra oopmaak as jy 'n vraag het.
Maar die tweede ding wat ek wil vra is dit dan die God van die Bybel? En dan, hoe weet ons die Bybel is die waarheid? Ja, dis 'n goeie vraag. So die eerste vraag is Eintlik mos maar meer 'n 'n geskiedenisvraag. geskiedenisvraag, glo ons daar's 'n God. Kyk, want daar's klomp gode in die wêreld natuurlik. So ons vraag is dan, kom ons sê ons almal sit om die tafel en ons sê ons glo daar's 'n God. Data wys daar is 'n God. Ons het nie net eendag hier gepoef uit die lug uit en daarso explosions, mense lekker, hier sit ons nie. Okay, ons op dieselfde bladsy. Maar nou is daar 10 van ons hierso. Jy glo God is Mohammed, jy glo dis Boeddha, jy glo dit is. Hoe weet ons die God van die Bybel en die Bybel self is waar en die regte God? En daai is die tweede vraag. So dis eintlik eenvoudig. Ons twee maniere om dit te toets. Eerstens moet ons gaan, is die Bybel 'n reliable resource? Ja. So is die Bybel 'n dokument wat bewys is as akkuraat nommer 1 en histories akkuraat en relevant. En die tweede deel is dit wat in dit staan oor Jesus en oor God is dit waar. Want Jesus is die crux van die Bybel. Dis die defining factor wat anders is in die Bybel. As dit nie oor Jesus gaan nie, dan mis jy alles. Weer eens, almal het 'n God daar buite. In die Bybelse tyd het almal hulle eie God gehad. So enigiemand kan sê dis hulle God. Mohammed het ook geglo in die Bybel. Hy het ook baie van die Ou Testament confirm. Hy het ook gesê daar's klomp wat is die term in Afrikaans? Sê jy kan Engels sê? Ja, nou val die woorde uit my kop uit. Klomp kom ons sê nie prophets, daar sy prophets en so voort, so hy het klomp mense gerecognize, maar die determining factor wat Christianity anders te maak, is Jesus. So ons moet gaan, eerstens is die Bybel 'n reliable historic document. Betekende, is dit 'n dokument wat ons kan gaan, hierdie ding is legit. Nou, eerstens, dit is die beste documented historic artifact in die wêreld, okay? Ek wil net gou vinnig touch op dit, nee, ek link dit met 'n storie. Eendag het ek 'n gesprek met 'n tiener en dis omtrent 3-4 jaar terug. En hierdie tiener is nogals adamant met my dat, jy weet, die Nuwe Testament is nie reliable nie. Die Nuwe Testament is nie iets waarop ons kan staat maak nie. En ek vra hom toe, okay, maar hoe weet hy dat Abraham Lincoln was 'n regte persoon? Nee? En hy sê toe dat daar is briewe met sy handtekening op en ek sê toe vir hom, ek kan 'n brief skryf met 'n handtekening op. Verstaan? Ek kan sê my naam is Janie van Tonder en 'n klomp briewe versprei. Dis nie te sê dat jy weet dit is wie dit is nie. En toe verduidelik ek vinnig vir hom dat hoe dit gewerk het in daai tyd. So ek wil net die prentjie vinnig vir julle skets. So kom ons sê iets gebeur, nê? Janie vloek vir Sarah, nê? En Pieter hoor dit, nê? Dan gaan skryf Pieter 'n brief en hy sê Janie het vir Sarah gevloek, nê? Dan vat hulle daai oorspronklike brief en hulle kyk hoeveel keer is daai brief oorgeskryf en hoeveel van daai storie match op met die oorspronklike brief. En hoe meer copies daar van die oorspronklike storie is, hoe meer reliable is die oorspronklike inligting, nê? So dis hoe hulle bepaal watse geskiedkundige dokumente kan mens op staat maak en watter kan mens nie op staat maak nie. En net vir 'n reference, nê? En jy moet my nou help met dit want ek weet nou nie wat die tweede een is nie. Okay. Nê? Ek dink die tweede een is of Romeinse keiser Marcus Aurelius, sy storie. Daar's 'n boek, How to Think Like a Roman Emperor. Flipping cool boek. Anyway, sy lewe, nê, is oor 'n tydperk van, ek dink, en dis nou waar ek onseker is. Ek dink 2 tot 3000 jaar. Nê? En dis nou waar ek onseker is. Is daar ek dink 700 copies of iets. Dit is baie minder. Baie minder, sien. Ja. Dis baie minder. Baie minder. Baie minder. Ek dink hulle praat iets van 17 of so. 17
oor 'n tydperk Ja. van 2000 jaar, is die storie van 'n persoon 17 keer oorgeskryf. Ja. En die geskiedkundige boeke sal vir jou sê unapologetically dat hy 'n regte persoon was wat bestaan het. Ja. OK, die Bybel, die net die Nuwe Testament, is binne in 'n tydperk van 50 jaar, Ja. omtrent 50 jaar. Tussen die vroegstes was so 30 jaar praat hulle van en dan die laaste so 100 jaar. So tussen 30 en 100 jaar. Ja. 27 Ja, 27000 keer Ja. oorgeskryf. ja. Dis die naaste dokument Ja. aan die Bybel is 2000 jaar 17 keer. Die Ja. Nuwe Testament, most reliable boek nog ooit geskryf. Nuwe Testament. 30 tot 100 jaar 27 28000 keer. Kyk, So net om vir julle daai konteks te gee van wanneer ons die Bybel lees, is dit nie mooi stories van jy weet Jesus se liefde en Jesus wat die skapie vashou en al daai goed is great. Maar dis goed wat gebeur het, regte events. Ja, en ek dink dis in daai opsig, dis van in daai periode wat daai ou geleef het of in daai eerste 50 tot 100 jaar later. Daar's nie baie dokumente oor Caesar en daai ouens nie. Daar's regtig, daar's enkele, daar's 'n paar daar buite en ons sien dit vandag as historically accurate. Daar's boeke geskryf oor hierdie mense, daar's movies gemaak oor hierdie mense. Dis soos as jy gaan kyk na Die Odyssey het nou uitgekom. Die Odyssey soos Troy en goeters. Ja. Daar's nie duisende versions. Ja, nou later is die goeters gekopie, maar ons praat nou van in die periode na dit gebeur het. Ja. So ja, oor 2000 jaar of 3000 jaar is daar baie kopies gemaak van die Bybel en daar's nou 'n Bybel op elke boekrak. Ja, dis nie die vraag nie. Die vraag is in daai tyd wat die aksies gebeur het in die dorp waar dit was, waar mense dit kan confirm of sê dis reg of verkeerd en dit kan verkeerd bewys. In daai periode is 'n dokument rondgestuur en het die geleentheid gehad om afgeskiet te word en dit is nie. Ja. In daai opsig. So Plato en Caesar Nie die en koffieshop nie, en- dit is 'n slim ou gewees. is soos daar's soos enkele en ons praat letterlik van so 17. Daar's soos ek dink van wat sê daai een war ou soos iemand the Great of so iets. Daar's soos 2 dokumente van daai persoon. Alexander the Great. Alexander the Great. Daar's blykbaar ja, ja. soos officially net 2 dokumente wat daai ou se lewe beskryf. En mense sê hy het bestaan. Soos hulle dit is 'n feit, hy het bestaan. En ek sê soos ek weet nie. Ja, so die Bybel is eerstens die hoeveelheid kopies soos hy net alleen direkte papyrus manuscripts kopies soos 2000 van hulle. Ja. Dan as jy net die commentaries van die early church, dit beteken tussen 300 en 700 jaar na die Bybelse periode, so die early church, net die kopies van wat die eerste dominees, as jy dit so wil skryf, of pastore van die early church commentaries geskryf het oor die manuscripts van die Bybel, né? Jy kan 97% van die Bybel recreate net uit commentaries Unbelievable. van die dominees van die early church. So wat hulle sê, jy lees in daai dit en dis hoe jy dit, kan jy 97% van die Bybel recreate. So hierdie is nie net, dan sit ook nie net, weer eens, klomp Bybelkopies wat rond lê nie. Dit is ander historiese. Daar is Pontius Pilatus, daar's records in die official Roman Empire van Pontius Pilatus wat gesê daar's 'n ou Jesus wat moet doodgemaak word. Ja. Daar is ander scribes, Plato en klomp ander ouens, historic figures wat nie Christians was nie, wat nie Christene was nie, wat skryf oor 'n ou en so een van die belangrike feite is historically is dit 'n proven fact. Selfs atheists, mense wat nie glo in Jesus nie, wat nie Christene is nie, sal vir jou sê dit is 'n historic fact. Dat daar 'n man was met die naam Jesus wat in Jerusalem was en wat doodgemaak is onder die hande van Pontius Pilate. Okay. Historically, dit is Dis 'n feit. Dis 'n feit. Dis 'n feit soos wat as jy nou hier uitry, is jy in Emke Straat. Ja. Nee, dis So dis 'n feit. Okay. ja. En so ja, die dokumente is as jy ek het eintlik 'n toets gedoen die ander dag. Iemand het vir my gesê if you go and use as jy op ChatGPT gaan insearch en jy gaan search daar please review the historical facts and the historical documentation and the best historical accounts for the different faiths
and tell me which faith in the world would you say is true if using historical facts as a... En dan spoeg dit uit, Christianity is your... Absolutely. Dit sê daar, want die data is daar. So ons sit met kopies, en presies daai wat jy sê, hoe weet ons, want dan kom al vrae soos van, hoe weet jy die Bybel is akkuraat, het hulle nie foute gemaak nie. Die feit dat daar so baie kopies is, wys dat dis hoe die apocryphy books byvoorbeeld uitgegooi is, of gesê is, dis nie deel van die Bybel nie. Te veel discontinuity. Want daar's so baie kopies, daar's soos 2001 is, dan soos 400.000, dan soos 20.000 daar. As jy net daai goeders gaan oorline, en jy sit 10 kopies langs mekaar, dan kan jy gaan, hierdie ou het 'n woord verander. Hoekom is hierdie ou se woord anders? Dan kan jy gaan, daai is nie legit nie. En dis hoe die Bybel op die einde van die dag, wat ons ken vandag, aan mekaar gesit is. Daar's so baie kopies daar buite, dat hulle kon met accuracy gaan, clearly is hierdie wat gesê is, want daai ou het iets anders hy het 'n oorskryffout gemaak, clearly, want hier soos 20 wat sê, daai is reg. So, historically is baie keer dat, onthou, hulle het mos soos die Dead Sea Scrolls, was ook soos gevind soos 40 jaar terug, of 60 jaar terug. 60 jaar terug, so 60 jaar terug. 60 jaar terug. In die middel van nêrens, in soos Egipte of Kaïro, naby dit, in 'n klein dorpie, is 'n ding oopgekap. Toe vind hulle soos 40% van die Ou Testament, en dit sê presies dieselfde, soos iets soos 95%. Presies dieselfde, en daai goeders is gedate as die oudste kopies, manuscripts van die Bybel, van die Ou Testament. Van dit is soos gedate as voor Jesus se koms, soos letterlik. En toe vind hulle daai goeders is net so akkuraat met die kopies wat later gemaak is, soos honderde jare later. En is dieselfde Bybel wat ons lees. En is dieselfde Bybel wat ons lees. So eerstens, of jy atheist of agnostic of 'n Christen is, kan ons sê, die wêreld wys vir ons, dat daar moet 'n God wees. Tweede punt is, kyk ons na die Bybel en gaan, dis 'n historically accurate dokument, die mees accurateste dokument in history. Daar is nie meer of beter ander accuracy daar buite nie. Nommer 2 is, die Bybel maak baie clear claims oor wie Jesus is. En dis waar die crux is. Die wêreld religions, so 'n hele ruk terug 'n klip wat viral gegaan het van 'n ou interview wat iemand gehad het met iemand in die 70s. Waar hulle hom hierdie vraag vra, okay, maar jy sê jy's 'n Christen op grond van wat? En sy antwoord was, hy sê, hy sien dat al die gelowe reg oor die wêreld attribute sekere wyshede en jy weet philosophical wat ook al, attribute van dit aan Jesus. Dis net Jesus wat na homself verwys as die weg, as the way. En dis profound. Dit is profound. Ja, daar was ook, daar's 'n comedian wat ook seker gesê het, hy het maar deur die goeters gekyk, en toe sê, al die religions refer na Jesus toe op 'n manier. So hy sê van, hoekom sal jy dan nie hom glo nie, want hulle almal het gepoint na dit toe, almal acknowledge vir Jesus, selfs Boeddha en Hinduism, soos as jy en Jesus is a great, hy was a great saint, hy het dit gedoen. So, dis die enigste een wat sin maak. Van 'n logiese, as jy, kom ons sê, 'n wetenskaplike brein vat, en ons intelligence, wat ons mee geskape is, jy benader dit soos wat jy enige ander case, as jy 'n murder moet gaan investigate, is jy, hier het iets gebeur, ek trek die evidence in, en ek gaan, wat's die logiese antwoord? Want daar's min goeders wat ons met 100% sekerheid, maar ons moet die beste inligting insamel, en ons maak die beste besluit, met die inligting wat ons het. En al die inligting point na een ding toe. Daar's 'n God, die Bybel is die mees akkuraatste en die mees reliable vorm van geloof en let's say, religious document, en according to all the evidence in die Bybel en in die wêreld, is Jesus die enigste God, en die seun van God op die einde van die dag. En so, jy moet alle logika, alle wetenskap, en op die einde van die dag, alles wat waar is probeer stry om teen dit te argue. Nou ek wil nou wil ek iets try doen. So ons sê as ek 'n paai bak, as ek 'n brood bak, dan jy weet my mind is agter hierdie brood, Dis hoe ons bepaal dat God bestaan. Alles wat bestaan, soos bestaan vanuit, iemand moes dit uitdink en dit aan mekaar sit, Intelligent design. Die tweede ding is dat daar's genoeg evidence
in die Bybel dat dit God is, meer as enige, daar's meer bewyse vir die Bybel as Abraham Lincoln. Soos ver. En so dis 'n weird konsep vir mense. Die derde ding wat ek nou, en dis nou wat ek probeer bymekaar bring, en ek weet nie hoe ons tyd lyk nie. Die derde ding wat ek wil, en dis nou waar dit vir my regtig belangrik was. Toe ons in Indië was, my heel eerste mission trip, Indië. Ek raai dit nie aan nie, Indië is taaf. Indië is taaf. Ons sal mense vertel van die Here. Obviously daar's 'n ministry punt daar, so waar ons het met hulle gelink en ons is, hoe kan ons julle dien, en ons het hulle het 'n kinderhuis en ons het bietjie labor gedoen by die kinderhuis, jy weet, vir hulle cricket pitch gebou en jy weet wat ook al. So dit was fun, maar dan was daar ook soos straat outreach. Dan gaan ons na die mense toe en dan vra ons vir hulle, soos ken hulle vir Jesus? En dan vertel hulle ons vertel hulle van hierdie Jesus en hoe hy, jy weet, lief is en belangstel en soos God is. En hoe en ek vat die Indiërs nou as 'n voorbeeld uit my verwysing uit daarso, is meeste van hulle was net soos, o ja, ek wil vir Jesus aanbid. En wat hulle dan doen is, ek weet nie of julle bewus is nie, maar Hindus het die meeste gode van enige ander, jy weet, geloof in die wêreld, en hulle sit Jesus kind of van daai lysie. En hulle het nou 'n God vir hulle geld, en 'n God vir hulle provision, en 'n God vir hulle gesondheid, en 'n God vir, jy weet, alles. En dan die een wat lief is vir hulle, en dis nou Jesus. En wat ek besef is, en selfs gesprekke wat ek al met ateïste gehad het, is, en dis waar dit diep raak, en dis hoekom die gesprek vir my belangrik is, en vir my belangrik is vir ons tieners, en vir julle, en wat ook al julle hiermee doen. Hoekom dit belangrik is daar is iets in ons ingebou om te aanbid. Verstaan? En dis waar ons kan na die waarheid kyk en ons kan dit intellectualize, en ek dink ons moet, ek dink dit stig ons geloof, en ek dink is van die Here af. Maar dan is daar 'n plek waar ons kom, en waar, verstaan, van ons se vrae, ek weet, ek het al gestruggle met dit, is nie bestaan God nie, maar stel hy belang in my. Verstaan, daai regte intimacy. Ons hardloop op ons tyd, maar as jy net vinnig iets moet sê op dit, want iewers raak dit real, né? Ja, ons praat nou baie ver daar buite in groot konsepte, maar op 'n real. Kyk, ek dink in daai opsig, as ons nou dit prakties het, ons kan die Bybel glo, dan moet ons gaan glo wat die Bybel sê oor wie Jesus is, wie God is, wie die Heilige Gees is, en wie ons in verhouding met die Skepper is. Ja. En dis waar ek ook dan sê is, waartoe jy iemand dan jaag na die Bybel toe om dit te studeer, want die Bybel is die enigste plek waar daai antwoorde vir jou gaan hê. Verseker. Daar's 'n honger in 'n mens en 'n gat in 'n mens. Daar's 'n great song wat ek die ander dag oor gepreek het vir die tieners in die Kaap. Daar was 'n van John Bellion. Die song se naam is Stupid Deep. En hy sing oor die lyric is, what if who I'm meant to be was always me, because the hole inside my heart is stupid deep. En daar's hierdie konsep van alle mense het 'n honger te na iets groter. Daar's 'n rede hoekom die hele wêreld, maak nie saak waar jy in history was nie, create mense 'n God wat op 'n manier met hulle connect en op 'n manier met hulle relate. Ons het missionwerk in Botswana tussen die Bushmans gedoen vir jare, en selfs hulle wat in die middel van 'n bos en nêrens bly, het 'n God en het hulle ancestors wat hulle mee kan connect en wat hulle mee, so daai hongerte is daar. Maar die woord en die Bybel verduidelik vir ons eintlik hoe dit werklik lyk. En dis daai konsep van, hier is 'n God wat die wêreld gemaak het met 'n plan van dag 1 af. As jy Genesis 1 gaan lees, dis nie 'n by chance nie, dis nie 'n toevallig het goeders uit die lug uitgeval en daar is ons nie. Hier's 'n God wat 'n plan gehad het van dag 1 af. Wat van dag 1 af besef het, maar omdat hy ons so lief gehad het om ons free will te gee, dat dit ongelukkig gaan lei tot ons eie demise, en hy 'n plan moes maak. Maar hy het 'n plan om ons weer te reconcile met hom. En hy het ons gekies, die woord sê, hy ken elke haar op jou kop.
as hy so kan sorg vir die voeltjies en die gras en die goeders daar buite, hoeveel meer sal hy nie vir jou sorg nie, en daar wees vir jou, en dis waar eintlik die hele storie van die Bybel en evolution, en wat ek nou sommer net so aan dink is, geensins by mekaar kan kom nie, is, evolution sê alles is by chance. Al hierdie intelligent design, al hierdie cool goeders, het geen purpose nie, survival of the fittest, of jy nou my doodmaak, of jy, dis wie ook al survive, terwyl, as ons glo daar's 'n God, ons sê die Bybel is akkuraat, sê daai God vir ons, dat daar 'n plan is, dat hy 'n struktuur tot hierdie aarde gee, dat hy purpose vir ons gegee het, dat daar is 'n moral truth daar buite, daar's reg en verkeerd, en dat hy, op die einde van die dag, sy seun gestuur het, om af te kom aarde toe, om ons weer te reconcile met hom. En dis op die einde van die dag die gospel. En dan gaan ons terug na Revelation toe, wat dan daai kon confirm en sê, en dan gaan hy dit weer restore, na the new and the heaven and earth, en waar ons dan in sy presence gaan wees. So, dat wat in Genesis was aan die begin, gaan weer restore word, as ons kyk na Revelation. En daai gee my purpose en hoop. Daai sê vir my, dis nie net, is ek op my eie, hier in die groot wêreld met 1000 miljoen vissies, wat almal in hulle eie rigting probeer swem nie. Daar is 'n plan, daar is 'n purpose, en daar's hoop. Ja. En dis, ek weet nie, dis hoe ek dit sal verduidelik, daai personal hope. Want as evolution en geen God daar was nie, ja, wat's die purpose? So seriously. Soos hoekom sal ek 'n vrou hê? Hoekom sal ek kinders hê? Hoekom sal ek 'n career? Hoekom sal ek probeer hoekom sal ek hier wees vanaand? Maar omdat ons daai feite het van daar is 'n God. Ons weet die Bybel is waar. Ons weet Jesus het aarde toe gekom. Hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, hy's op hemel toe en hy kom weer, gee dit vir ons hoop en gee dit vir ons purpose. En dis hoekom hierdie conversations belangrik is. Exactly. As jy nie verstaan dat hierdie conversations is die fondasie wat vir jou purpose gee. En jy was dalk nog nie ge-question in daai manier nie. Maar iewers moet jy hierdie deurdink, want iemand gaan dit op 'n stadium challenge. Iemand gaan vir jou gaan, jy's Christianity is stupid, het jy al daaraan gedink? Wel, ten minste jy moet dit soos challenge. Ons is daar. Ons tyd het gehardloop. So dis diep konsepte. Vandag het een van julle enige vrae. Ek hoop nie so nie. Julle kan. Ek joke, julle kan vra. So ons is hierso. Dankie. Ons gaan daar's nog baie meer details. Dis die challenge. Chat so dis die challenge. Ons gaan nog in diepte in chat. Ons het 3 weke om nou lekker te chat. En dan kyk ons wat gebeur van daar af. Okker, dankie. Ek gaan vir ons bid en dan maak ons klaar. Reg. Kom ons bid. Here, ons dankie dat U vir ons so goed is. Here, ons dankie dat dit wat ons glo is nie net airy-fairy en in die lug en los en is nie iets waarop ons kan staat maak nie. Here, ons bid dat U ons sal kom. Ons geloof sal kom stig, Here. Here, dankie dat ons kan staat maak op elke woord wat uit die mond uitkom, Here. En Here, dankie dat dit wat ons lees in die Bybel, dat dit iets is waarop ons kan staat maak, Here. Here, en dat U woord selfs verder as die Bybel gaan, dat dit 'n persoon is, Jesus, en dat U so intiem belangstel en betrokke wil wees in een en elkeen van ons lewens en in elke detail van ons lewens, Here. Here, dankie dat ons goed kan intellectualize en kan sin maak van goed, Here, ons eer U daarvoor, maar dankie dat dit ook iets is wat ons so nader trek aan U, Here, en ons bid dit, Here, dat soos wat ons in hierdie plek inbeweeg, Here, waar ons moeilike vrae vra en dalk groot gesprekke oopmaak, Here, dat U verheerlik sal word, eerstens in en deur dit, Here, en dan tweedens, Here, dat U ons sal bou en sal trek nader aan U. Ons dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Bid vir Okkert, Here, dankie dat hy ons gebless het met sy kennis en dit wat U in hom impart het en dit wat U in hom ingebou het, Here. Ek bid dat U hom sal seën vir hom en sy gesin, Here. Mag dit net so goed gaan met hulle, Here. Ons eer U vir U goedheid, Here. Amen. As jy dit tot hier gemaak het, dan beteken dit jy het hom klaar gekyk. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Ek weet baie van wat ons gesê het, was baie los. Maar hopelik het ons iets aangespreek, dalk 'n twyfel in jou hart of 'n onsekerheid. Ek hoop en bid in my hart vir julle is dat soos wat julle dit gekyk het, dat dit julle stig en dat dit julle opbou. En wees geseënd tot episode 3. Kom ons kyk wat gebeur. Dankie.